Is julle reg? Sê maar so. Ek gaan julle nie eers vra nie. Is julle reg daar in die cheap seats? Altyd. Mooi. Ek wil vanoggend bietjie met julle praat oor 'n storie. Klein storieetjie in die Bybel. Niks diep nie, niks ernstigs nie, niks groot teachings nie. Net 'n klein gewone storie. Amen. Het jy ietsie kleins, het jy klein ietsie. Hierdie hele week wel, hierdie hele laaste 2-3 weke kom die Here en hy wys my sekere situasies uit, en hy wys my sekere konsepte, en hy wys my klomp interessante goed. Nog werk, baie werk. En as jy die ad gesien het vir vanoggend, alles gaan oor keuses. Ek sê, Here, Jesus kan lak, daar gaan hier oor. Hier's baie wat ons kan sê oor keuses. En die Here vat my na Markus 3 toe. Markus 3, as jy jou Bybel het, jou Bybel oopmaak. Markus 3. En alles gaan, die hele begin van Markus 3, waar Jesus in die tempel staan. Dis die Sabbat, dis hulle vakansiedag, dis hulle rustdag in hulle Joodse kultuur. Jy gaan kerk toe, en dan doen jy vir so lank as moontlik niks daarna nie. En dis wat hulle doen. En toe Jesus instap, nou kyk hy almal so en hy, is gewone Sondag, of whateversdag dit was. En hy sien die mense daar, en hy sien, hier staan 'n ou, met 'n handjie wat, neem maar aan krom was. Hy het 'n gebrek gehad. En in daai oomblik besef Jesus, hy het 'n keuse om te maak. Sien, alles in hierdie lewe van ons gaan oor keuses. Party keuses wat gemaak word, beïnvloed ander mense se keuses wat hulle maak. As ons net vat, bietjie terugkyk in die geskiedenis, as die Duitsers nie die res van die wêreld aangeval het nie, sou daar nie 'n oorlog gewees het nie. Want hoekom? As gevolg van 'n keuse wat hulle gemaak het, is daar ander wat ook keuses moes maak. So daai eerste keuse wat gemaak is, het nie net hulle lewens beïnvloed nie. Het 'n klomp ander mense se lewens beïnvloed. Op die einde van die dag het die hele wêreld se lewe beïnvloed. As jy 'n bietjie gaan kyk na die Tweede Wêreldoorlog, het was erg, daar's perde dood. Dit was rof. Miljarde perd onskuldig. Maar sien, as gevolg van 'n besluit, as gevolg van 'n keuse wat gemaak is, moes ander 'n keuse maak. Hulle wou nie noodwendig daai keuse maak nie. Hulle wou nie noodwendig daai besluit gedoen het nie. Maar hulle moes, hulle het geen ander keuse gehad nie. Nou staan Jesus en hy sien verspil fariseërs en skrifgeleerdes. Vir 'n bietjie inligting te gee oor die fariseërs en die skrifgeleerdes. Dit was nie net random kerkmense nie. Dit was nie net die normale ou wat in die dorpie bly nie. Sien, hierdie was ouens wat gespesialiseer het daarin om die geskrifte op te swat en dit te ontleed en die mense te leer en verder daarin te gaan. Dis mense wat gespesialiseer het, nie net randomly dit gelees het nie, maar hulle het presies geweet, woord vir woord, wat daar staan, waaroor dit gaan. Hulle het geweet. En Jesus staan daar en hy kyk hierdie spul so aan, nou weet hy. Hy weet wat sy Vader vir hom gesê het.
Hy weet wat sy mandaat op hierdie aarde is. As jy nie weet wat mandaat is, ek weet dit is 'n groot woord vir 'n Sondag, sal na die tyd vir jou prentjies teken. Hy het presies geweet wat hy hier moes doen. Hy het presies geweet wat sy Vader vir hom vra om te doen. Maar hy het ook presies geweet dat die mense nie daarvan gaan hou nie. Hy het geweet, die fariseërs en die skrifgeleerdes, die kerkmense, die teologiese mense, teoloë, gaan nie daarvan hou nie. En hy staan en hy kyk hierdie mense so aan en hy word hartseer en hy word kwaad. Hy roep hy man en hy sê vir hom, kom staan nie in die middel. En hy vra die vraag, 'n baie eenvoudige, simpel vraag, niks ingewikkelds nie. Is dit beter om niks te doen nie en 'n lewe te verloor, as om op 'n Sabbatdag iemand se lewe te red? Dis 'n eenvoudige vraag. Dis 'n maklike vraag. Sien, Jesus het klaar geweet wat hy gaan doen. Hy het klaar geweet wat sy besluit hy gaan maak. Hy het klaar geweet, want hy weet wat sy Vader se opdrag aan hom was. Hy het geweet wat kom. En hy sê vir hy man, steek uit jou hand. En toe hy sy hand uitsteek, toe sy hand genees. Fariseërs en skrifgeleerdes, die kerkmense, hardloop uit, wip hulle gatte, raak kwaad. So wat hulle gedoen het, hulle het hulle gatte gewip, en as jy issue daarmee het, dat ek sê gat in die kerk, word groot. Want jy sit eindiglik op jou gat. Presies, as interessante goed in die woordeboek. Sien, en hulle hardloop uit en hulle begin dadelik 'n plan by mekaar sit om Jesus dood te maak. Jesus het dit geweet. Hy het geweet sy aksies wat hy nou gaan doen, gaan die volgende gevolge hê. En in daai oomblik het hy 'n keuse. In daai oomblik het hy daai besluit wat hy kan maak. Gaan ek nie. Sien, hoeveel keer in ons lewe het ons hier daai besluite, daai kruispad wat hier voor staan. Wat se keuse moet ek maak? Verskil is, toe Jesus die keuse maak, het hy klaar presies geweet wat gaan gebeur. Want hoekom? Hy het klaar by sy Vader gehoor. Hy het klaar by sy Vader gehoor wat sy opdrag is. Hy het klaar geweet wat gaan gebeur. Hoeveel van ons besluite wat ons maak in hierdie lewe, ons weet nie wat die uitkoms gaan wees nie. Ek het al besluite gemaak en sit jy raad, dink jy by jouself, crap. Ek sit hier tussen die boom en die bas, wat ek nou doen? Engels het so spreekwoord, damned if I do, damned if I don't. Maar sien, Jesus het nie geworry oor wat hulle sê oor hom nie, en wat hulle gaan probeer doen nie. Want hy het sy opdrag van sy pa afgekry. En hy het geweet dat dis wat hy moet doen. In die boekie Jakobus, is in die Bybel, net so voor Noag, net so na Moses, sê Jakobus, hy sê, jy wat weet om goed te doen, en het nie doen nie, vir jou is het sonde. Jy wat weet, en jy doen het nie, jy doen nie goed nie, is het sonde. Sien, hoeveel van ons keuses in ons lewe wat ons maak, beïnvloed soveel ander mense om ons.
Ek hoor in die week van 'n pastoor van 'n kerk wat so 'n bietjie keuses gemaak het sonder sy leierskap. En ons geld weg. Hy het gegaan, hy het gaan repent. Hy het dit nie gesteel nie. Hy het dit gaan belê saam met van sy eie geld, want hy wou vir die kerk geld maak, en toe verloor hy alles. En hy gaan sê dit vir sy leierskap, en hy staan, hy sê vir hulle, ek staan terug hiermee. Net daar wat hy daai besluit gemaak het, om in die eerste plek hy geld te vat, van hoeveel mense afsteel hy, nie 'n blessing nie. Praat nie oor die monetêre waarde, die geldwaarde nie. Want die persoon was waardevol vir die bediening. Hy was waardevol vir die koninkryk. Hy het soveel mense se lewens aangeraak. Hy het soveel mense gehelp. En net daar sit klaar. Een besluit. En soveel ander mense se keuses word beïnvloed daardeur. Ons as mens het 'n besluit, het keuses in die lewe, want dis waaroor die lewe bestaan. Jesus sê self, ek staan by die deur en ek klop. As jy vir my oopmaak, sal ek inkom. Sien, door die rekenaar stem saam. Light switch. Ek staan by die deur en ek klop. Hy gaan nie homself op jou force nie. Jy het 'n besluit om te maak. Wil ek vir hom die deur oopmaak? Wil ek nie? Ek hoor soveel mense wat moan oor situasies in hulle lewens. En die oomblik wat jy bietjie met hulle praat, dan besef jy maar, idiot, jy het daai keuse gemaak. Kan jy dit nie sien nie? Is jy blind? Of wil jy net stupid wees? Jy het die besluit gemaak wat jou nou in hierdie situasie gesit het. Maar hy wil mou daaroor. Sien, hoekom het Jesus geweet wat gaan gebeur nadat hy die besluit maak? Ja, want sy vader het so gesê. Hoe het hy geweet wat sy vader sê? Hy het tyd saam met sy vader spandeer. Hy het tyd in sy vader se teenwoordigheid spandeer. Daar's 'n baie ou song wat sê, did you remember to pray today? Did you remember to pray? En dan praat ek hier van 'n skietgebedjie. Here, beskerm ons wanneer ons nou ry, en dankie vir alles wat ons in ons lewens het. Nee. Jy gaan sit nie saam met jou vriend of jou vriendin en dan, liewe vriendin, dankie vir alles. En jy praat so oppervlakkig en nie eentonig nie. Hel, party van julle kan nie stil bly as julle by julle pelle is nie. Maar sien, die oomblik wat ons met ons Vader so wil praat, die oomblik wat ons wil gaan begin bid en met ons Vader praat, dan ewe skielik gaan ons in 'n ander mode in. Engel Gabriel moet pas op. Hosea 4 vers 6, een van my favourite skrifte. Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis, want julle wat weet om goed te doen, julle wat die waarheid ken, julle wat die voorlopers is, julle wat weet, het nie die mense geleer nie. Ek, God, draai my gesig weg van jou kinders af. Van jou kinders af. Jou nageslagte af.
Sweeties hier so uit en ek watch julle. Ek draai my gesig weg van jou kinders af. Sien, ons lewens lyk soos wat dit lyk. Want ons spandeer nie tyd in God se woord nie. Ons lewens lyk soos wat dit lyk, want ons spandeer nie tyd in God se teenwoordigheid nie. Ons lewens lyk soos wat dit lyk, want ons maak stupid besluite en keuses. En dan wil ons gaan mou daaroor. Dan wil ons die Here blameer. Here, hoekom het jy nie vir die Here gekom nie? Ek dink baie keer by myself, as ek die Here daar moes gewees het, ek's baie bly ek is nie. Ek sou reg het hom gesê, want jy wil jou geld gaan uitdobbel het, suffer. Want jy wou nie jou tiendes, wat 'n godly principle is, na my huis toe gebring het nie. Hoekom moet ek jou help? Why? Jy wil nie doen wat ek sê jy moet doen nie. Ek skuld jou niks. Sien, daarom is Jesus nie so nie. Glad nie. Ja, amen. Anders wil ons samel in ons moere in. Lankal terug. Sien, ons keuses beïnvloed mense. Ons keuses beïnvloed ander mense. Want die oomblik wat jy 'n krap besluit maak, of jy nou die pa of die ma in die huwelik is, die oomblik wat jy 'n krap besluit maak, beïnvloed dit jou kinders, dit beïnvloed jou man of jou vrou, dit beïnvloed jou vriende. Want hoekom? As die pa slegte besluit maak, dan is hy sommer klaarmoerig. En dan wie ly daaronder? As die ma slegte besluit maak, is hy dadelik koud. Koud teenoor wie? Die res van die gesin. So wie ly daaronder? Dis waarmee jou kind groot word. En dan doen jou kind dit eendag. Weet teenoor sy kinders en so is dit 'n vicious circle wat net aangaan. En aangaan en aangaan. Nou hoe fix ons keuses? Want ons kan nie die toekoms sien nie. Ons kan nie sien wat môre of oormôre gaan gebeur nie. So hoe fix ons keuses wat ons vandag maak? In Markus 3, Jesus doen die wonderwerk en direk daarna gaan hy uit en hy gaan see toe. En 'n klomp mense volg hom. 'n Klomp mense volg hom. Sien, die oomblik wat jy 'n besluit volgens God se woord maak, sal die vrug daar wees. Het Jesus die verkeerde besluit daar gemaak, sou daar nie, daai skrif sou net daar gestop het. En Jesus het besluit om eerder nie die man te genees nie, want dit is die Sabbat. Dis ons wat daar staan. Kyk wat 'n wonderwerk kom uit dit uit. Hoe maak ons goeie keuses in ons lewe? Hoe maak ons die regte keuses in ons lewe? Hoe weet ons? Ons weet nie wat gaan gebeur nie. We don't know. Sien, die oomblik wat jy jou Bybel begin lees, daai ou kinderkerkliedjie, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Verwaarloos jou Bybel en vergeet om te bid en jy sal. Dit werk nie met gewigsverlies nie. Dit doen nie. Jy gaan krimp. Jy gaan krimp. Sien, Jesus het in volle geweet wat in die Bybel staan. Wel, daai tyd was nog net die Torah, die Ou Testament. Hy het dit geken. Hy het presies geweet. En hy het verhouding met sy Vader gehad. En toe kon hy die besluit maak, want hy weet wat sy Vader gesê het.
Hoe gaan ons besluite kan regmaak in hierdie lewe waar ons vandag sit? Dis eenvoudig. Begin jou Bybel lees. Begin jou Bybel lees. En dan praat ek nie van, ek lees hierdie stukkie hier, en ek lees daai stukkie daar. En ek praat ook nou nie van, ek begin by Genesis, en ek werk om deur nie. Ek het dit nog nooit gedoen nie, ek stel ook nie belang nie. Want is tydmors. Hoekom wil ek weet wat daar gebeur het? Is interessant, maar is nie nou op toepassing vir my nie, behalwe as die Here gesê het, gaan lees het. Die oomblik wat jy God se woord begin bestudeer, en daardeur sê ek nie, vat 6 ure uit jou dag uit nie, vat 'n skrif, begin mediteer daarop. Wat beteken mediteer? Ek oordink dit, en ek dink dit deur. Ek dink dit deur. Kom ons vat 'n voorbeeld. Die mees algewildste Psalm 23. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hoe deurdink ek dit? Die Here is my herder. Wat doen 'n herder? Hy lei. Hy kyk na sy skape. Hy maak seker hulle is versorg. Hy maak seker dat hulle kos en water het. Hy maak seker hulle is veilig. Dis wat 'n herder doen. Wat is die karakter van 'n herder? Hy sag wanneer hy moet sag wees. Hy's liefdevol wanneer hy moet liefdevol wees. Maar 'n herder sal ook die skaap se been breek as die skaap aanhou wegloop. 'n Herder sal ook optree teenoor die wolf of die beer wat die skaap probeer vang. Dis wat 'n herder doen. Die laaste gedeelte van daai skrifgie. Ek kom niks kort nie. Ek kom niks kort nie. Niks beteken niks. Niks beteken nie, ja, net hierdie, maar daai gaan ek nog kort kom, of die gaan ek. Niks beteken, ek kom niks kort nie. Ek het geen gebrek nie. Ek het 'n oorvloed van alles. Want my herder kyk na my. Sien, hoe meer jy daai skrif begin vat, net daai 1-2 sinnetjies, en jy begin dit deurmaal, jy begin dit ontleed, jy begin daaroor dink, wat gebeur? Ek is besig om daai skrif oop te breek, en ek kom by die essence daarvan uit. Ek kom by die essence van wat dit eintlik beteken. Dit beteken, idiot, begin glo in jou Vader. Dis wat dit beteken. Begin glo dat jy eintlik niks kort nie. Sien, die oomblik wat jy die skrif so deel maak van jou lewe, wat jy dit so begin deurdink en daarop mediteer. Wat beteken meditasie? Dit beteken ek fokus op een ding die heeltyd. Ons wat ADHD het, sterkte. Dit raak dan interessant. Oh, look, 'n squirrel. Deurdink dit, van wat gebeur die oomblik wat jy daai skrif deurdink en jy maak dit so deel van jou lewe. Dit begin in jou hart ingaan. Dit begin ontwortel in jou hart. Nou kry jy belangrike besluite of besluite in jou lewe wat jy moet maak. En jy kyk hierdie besluit so. En dan besef jy maar, daai skrif wat ek nou die dag gelees het, beskryf eintlik hierdie. Daai skrif wat ek nou die dag gelees het, gee eintlik vir 'n antwoord hier. Eintlik 'n antwoord. Sien, dit is vir my so interessant.
praat nou die dag met 'n jong besigheidsman. En hy kom met 'n vraag na my toe. Hy sê, hy kan hierdie groot kontrak kry. Maar die ouens soek so ietsie onder die tafel. Hy weet nou nie wat om te doen nie. Kyk ek hom so aan en sê ek, okay. Hoekom weet jy nie wat om te doen nie? Nee, maar dis 'n groot kontrak en dit kan baie vir sy besigheid beteken. Ek sê, okay, cool. Hoekom weet jy nog steeds nie wat om te doen nie? Jy sê jy glo in Jesus, jy sê jy lees jou Bybel. Wat is die regte besluit om na te maak? Wat sê die woord van God vir ons? Ons het 'n ruk terug hier gepreek en gesê, ons kry baie Jesus-volgers, baie fans van Jesus. En ons baie van hulle. Maar ons werklik bitter min wat bereid is om Jesus te volg. Bitter min. Want sien, die oomblik wat jy bereid is om Jesus te volg, is jy bereid om sy woord te lees, want hoekom? Dis sy woord is belangrik. Hy sê in sy woord dat alles sal vergaan, maar my woord sal bly staan. Hy sê ook in sy woord dat vertrou my, ek sal vir jou gee. As ek na die gras kan kyk en na die mossies kan kyk, hoeveel te meer sal ek nie na jou kan kyk nie? Sal ek pa tog vir sy kind 'n klip gee, as hy vra vir 'n brood? En dis net 'n aardse pa. Hoeveel te meer sal jou hemelse pa nie vir jou gee nie? Maar sien, omdat ons dit nie ken nie, omdat ons nie ons Bybel ken nie, dan sit ons, ek weet nie wat om te doen nie, ek soos regtig, seker lelik van my, maar ek het regtig van gevra of hy stupid is. Toe lag hy. Dis die verhouding wat ek en hy het. Sê ek vir hom, hoor gou wat jy so pas vir my gesê het. En ek herhaal sy eie woorde aan hom en hy staan hy soos, ek sal nie sy woorde verder herhaal nie. Net nou gaan nie, hulle my weer onder sensuur probeer plaas. Nie ons kerk nie, ander kerke. Hy staan daar en hy besef, ek het amper die grootste fout van my lewe gemaak. Ek sê vir hom presies. Wat sê die woord van God? Ons sê, ons volg Jesus. Ons sê, ons is Christene. Ons sê, ons is kinders van God. Ons sê, al hierdie goed. Maar jou lewe spreek nie daarvan nie. Want in jou gedrag ken jy glad nie die skrif nie, want ons leef dit glad nie uit nie. Dis hoekom ek kan sê, ons ken nie die skrif nie, want ons leef dit nie. Want as jy dit geken het, sou dit jou lewe verander het. En jy sou dit begin leef het, want die boom sal geken word aan die vrug wat hy dra. Ons sê al hierdie goed. Ek sê nog steeds, talk is cheap, money buys the whiskey. Don't tell me, show me. Ek is hier, whatever julle nodig het vir die kerk, ek is hier, gebruik my. Wees daar. 3 weke later, kyk, waar is hy nou? Hy's weg. Talk is cheap. Sien die oomblik wat jy die skrif so deel maak van jou lewe, want vir ons as volgers van Jesus moet dit die begin en die einde wees. Want Jesus is die begin en die einde. En hy is die hele gedeelte in die middel. So ons besluite sak. Ons besluite is verkeerd. Ons maak die verkeerde besluite, want hoekom? Ons ken nie die woord van God nie. Iets baie eenvoudigs. Almal het 'n Bybel. Almal het toegang tot 'n Bybel. As jy nie 'n Bybel het nie, jy het 'n selfoon. Jou selfoon het either Android of iOS. Gaan download die Bybel. As ek sien hoeveel moeite die mense doen om pirate kopies van movies te kry, dan kan jy net soveel moeite doen om 'n Bybel in die hande te kry. Maar sien, dis maklik om net te sê,
Ons lewens lyk soos wat dit lyk, as gevolg van ons keuses wat ons maak. Ons keuses wat ons maak, lyk soos wat dit lyk, want ons ken nie die woord van God nie. En ek wil dit weer beklemtoon. Ek luister in die week, in laasweek, luister ek vir so ou pastoor R.T. Kendall. Hy was so 25 jaar in Westminster Abbey, die pastoor, predikant, leraar, whatever hulle hom noem. En hy vertel hierdie so mooi, hy die hele kerkwêreld op sy kop gekeer. Want hy sê ook, uit en uit, hy glo, dat jou lewe moet reg wees. Jy moet reg leef. En dit is so. Maar hy sê, hy glo ook, dat alles gaan oor die Heilige Gees. En dis ook reg. Sien, en waar hy almal se appelkarretjies bietjie kom omgooi, toe sê hy net, en hy het dit al in die 90's begin sê, sê die oomblik wat jy die woord en die Heilige Gees by mekaar sit, dan word jy groot. Want jy die woordfondasie nodig vir wanneer die storms van die lewe kom, Matteus 7, wanneer hy kom, het jy daai fondasie nodig. Wat is die fondasie wat ons opstaan? Is God se woord. Ek het nog nooit gehoor 'n ou sê, ek staan op die fondasie in my lewe oor hy profetiese woord in 1993 nie. Hy kan nie eens onthou wat daar gesê is nie. As jy die oomblik wat jy die woord as jou fondasie het, 'n vaste fondament het, kan alles maar kom. Want hoe kom ek staan? My huis is op die rots gebou. My huis is op die rots gebou. Ek wil hiermee afsluit. Die wonderlike nuus van al hierdie is, nou dat ons weet ons keuses sak, ons besluite sak, nou dat ons weet waar ons tekort skiet, sê Jesus, maar ek is hier. Vra my en ek sal jou help. Kom na my toe almal wat moeg en belas is. Die message sê dit so mooi, sê, work with me and walk with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Walk with me. Watch me. Jesus sê, ek sê wat ek my Vader hoor sê. Ek doen wat ek my Vader sien doen. Is tyd dat ons moet begin terugkom in God se woord. Is tyd dat dit die senterpunt van ons lewe weer moet wees. Want Jesus is die middelpunt. Hy is die alfa en die omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Is tyd dat ons sy woord weer moet begin eerste voorkeur gee in ons lewens. Sodat wanneer ons besluite moet maak, sy woord die lig op ons pad is. Sodat ons kan sien waar die lokvalle vir ons gestel is. 1 Tessalonisense 5:21, een van my ander favourite skriffies. En ek het dit gelike toe ek 'n tiener was. Ek het ons al mee gegooi. Beproef alle dinge, sê die Here. Los my uit, ek sal. Ek het loopholes, ek het. En dit is so, beproef alle dinge. Maar die Here sê vir my, okay, maar gaan lees verder. Nou weet ek al sommer, Hy sê 1 Tessalonisense 5:21 sê, beproef alle dinge, maar behou die goeie, maar bly weg van wat sleg is. Waarteenoor beproef ons als? Ek sê ek's 'n kind van God,
So dan beproef ek dit en ek toets dit. Enige iets teen die woord van God. Wat sê die woord van God hieroor? Sien, maar dit gaan ons baie lank vat, want ons ken nie sy woord nie. Google. Waar staan daai skrifgie? Google. Waar in die Bybel? Gaan Google dit. Die Here het ons juist die tools gegee. Gebruik dit. Met die AI vra nie, daai is hele ander kettle of fish. Dis tyd dat ons moet terugkom by die fondasie wat God se woord is. Daar's 'n rede hoekom die Bybel geskryf is. Daar's 'n rede hoekom hy tot vandag toe nog bestaan. Daar's 'n rede hoekom hy die beste geskiedkundige boek ter wêreld is. Die mees akkuraatste deur die wêreld gereid. Hy is die mees akkuraatste geskiedkundig. Dis tyd dat ons sy woord moet begin bestudeer. Dis tyd dat ons sy woord weer moet deel maak van ons lewens. Sien, in die wonderlike ding daarvan is die oomblik toe die Here dit vir my sê, want ons kan so besig raak met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge vergeet. Alles lyk reg, dit voel reg, dit klink reg, maar God is nie daar nie. Dan is dit verkeerd. Is tyd dat ons sy woord weer in ons lewens moet inkry. Is tyd dat ons keuses weer op sy woord moet begin baseer. So wat jy daar sit, wil ek jy almal moet hulle oë toemaak. As jy daar sit en jy sê, weet jy wat, my keuses in my lewe sak. Ek wil weer terugkom by God se woord, dat ek goeie nuus vir jou. My Bybel sê vir my, vra en vir jou sal gegee word. As jy daar sit en jy sê, ek wil weer Jesus die senterpunt van my lewe maak, wil ek jou uitnooi. Wil ek jou uitnooi, want ek wil saam met jou bid. Ek wil jou uitnooi, want ons almal skiet tekort. Ons almal val in daai traps. Jy sê ek moet die Bybel, die woord, die senterpunt van my lewe maak. Wil ek jy na die tyd kom, dat ons saam met jou kan bid. Nie omdat ek goed is nie, glad nie, ek sak. Maar dat ons saam met jou kan bid, sodat die Here jou kan aanraak. Jy sal weet, jy ken jou lewe, jy ken jou besluitmakings, die proses in jou lewe. Jy weet waarop jy jou besluite baseer. Is dit op emosie, of is dit op die woord van God? Is dit op situasies, of is dit op die woord van God? Is dit oor ander mense, of is dit op die woord van God? Is iets wat jy vir jouself gaan moet uitklaar. Aber Vader, Dad, dankie vir wie hy is. Dankie dat hy hierdie weer net so 'n eenvoudige Sondagskool konsep vir ons kom bring. Maar ons almal sak daarmee. Want ons probeer te fancy of te smart wees. Ons probeer te volwasse wees. Ons probeer te grown up wees, soos vir die Engels sal sê. In die meantime moet ons net soos 'n kind wees, wat glo wat sy pa vir hom sê. Aber Vader, dankie dat U geduldig is met ons. Dankie dat U ons nie net wegjaag nie. U lag wel vir ons, maar U jaag ons nie weg nie. U stoot ons nie net een kant toe nie. Dankie dat U getrou is en vir ons gee wat ons nodig het, nie vir ons gee wat ons verdien nie. Aber Vader, waar hierdie woord wat uitgegaan het,
mag daai saad op goeie grond val. En Heilige Gees mag U dit kom water gee en kom koester sodat dit kan opkom om vrug te dra. Want dit gaan alles oor U. Dit gaan alles oor U, nie oor ons nie. En Abba Vader, daar waar daar nog harte is wat sukkel daarmee, daar waar daar gedagtes is wat in die pad daarvan wil kom, daar waar daar ja, mars is, vra ek dat U self sal kom. En dit sal kom uitsorteer. Volgens U wil, nie volgens ons wil nie. Nie volgens wat ons as mens wil nie, maar volgens wat U wil. Christ alone, the cornerstone. It's all about You, Jesus, not about us. Ek sê vir U dankie dat U ons uit weer eens kom leer daarvan. Want ons vergeet, ons as mens sak. Ons kan so maklik vasgevang word in goeders wat om ons aangaan en emosies en situasies. Dankie dat U ons uit weer eens kom herinner. Maar Vader, ek vra, vat ons veilig terug huis toe. Laat ons eers al koffie drink. Want die water is warm en U voorsien. Ons sê vir U dankie. Dankie vir koffie. Dankie vir die fellowship wat ons saam met mekaar kan hê. Heilige Gees, U is getrou. U is goed. Beskerm ons. Beskerm ons. Bring ons weer veilig terug. Volgende week waar ons verder om U woord kan vergader. Verder weer kan pak slakery en leer, want ons as mens vergeet. Op 'n mooi manier uitgetrap word. Ek sê vir U dankie daarvoor, Abba. Want U is die grootste, die beste, die sterkste. U is, U was en U sal wees tot in aller ewigheid. Ons sê vir U dankie. Wees saam met ons. In ons, om ons, by ons, deel van ons.